Dankie. Goeiemôre broers en susters. Welkom hier vanoggend ook aan besoekers saam met ons, en as ek die gesigte so kyk, dan kan ek ook sê mense wat nou al vriende van die gemeente geword het, julle help die getalle vandag. Lyk my ons lidmate het bietjie vasgevries. Maar mag die Here ons warm maak met sy teenwoordigheid. Kom ons word ook stil as ons hier is, en laat die Here toe om ook deur sy Gees in ons harte te werk. Die Here werk deur sy Gees ook in die week, in 'n gemeente en in ons persoonlike lewe. Daarom het 'n gemeente weeklikse agenda by wyse van die bulletin, waar ons ook van ons liefde vir God kan uitleef. Daar op die bulletin het hy ook volgende Sondagse predikers, die Bybelstudies sluit almal vir die kwartaal af. Deel van ons liefde is om wel en wee met mekaar te deel, en daarom wil ons vanoggend begin deur ons sangleier, voorsteur van die kerkraad, geluk te wens, hy verjaar die week, oom Piet. Ons bid vir oom ook, en tannie saam met oom, 'n seënryke jaar toe, en mag die energie daar bly om so voort te loop hier in die gemeente, en mag die stem nog lank hou. Alle mooi seën vir jou. En dan in die voorbidding, tannie Bets Meyring, Karen Krause en Susan Kotse, kan ons in gebed aan die Here opdra. Die res van die verjaarsdag is daar aangedui, maar met bewys van lidmaatskap, amptelik gewys. August Albert Brits en Christina Maria Brits van Figart Park word formeel verwelkom. Marita het so mooi aan die begin van die bulletin ook gesê, ons is nou in koninkrykstyd na Pinkster, en dit sê vir ons dat die Gees se werking nou ons praktiese lewe ook moet regeer, sodat God se koningskap ook in ons lewe sigbaar kan word. En deel van die sigbaar word van God se koninkryk is dit wat in kerke, in gemeentes gebeur. My kollega het daar 'n pragtige stuk van Efesiërs in die Bybelstudie oor Paulus se briewe. Ek dink elkeen wat verantwoordelik ook 'n kerklidmaat wil wees, kan gerus aandagtig daardeur lees. Die laaste goedjies daar op die agterblad, Winterhoop, Graslandse broodjies, die bazaar en die motorwag, kan u rustig self lees. Kom ons word rustig en stil. Dis nie net 'n menslike byeenkoms hierdie nie, al kyk ons mekaar in die oë, ons kan mekaar sien en hoor as ons saam sing. Die Here is ook hier teenwoordig. En kom ons skakel maar af van die week se verpligtinge, die programme van die komende week, die sorge, die laste, en gee dit nou vir die Here. En dan gaan ek vir ons begin met Jeremia 20 vers 9. Here, u woord is soos 'n vuur in my wat brand, en waarvan ek nie kan loskom nie. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God, ons hemelse Vader, die Here Jesus Christus, ons verlosser, en dan die inwoning van die Gees, ons leidsman en trooster. Ons kan gehoorsaam wees aan Paulus se opdrag, as hy sê, laat die Gees julle vervul, daar in Efesiërs, en sing onder mekaar, psalms, gesange en ander geestelike liedere. Nou, ons wil 'n psalm sing, tot lof van die Here vanoggend, Psalm 8, in die skrif is dit ook pragtig, o Here God, u naam is groot op aarde. Ons sing van Psalm 8, vers 1, vers 4 en vers 6, u sal sien, vers 1 en 6 is min of meer dieselfde, so ons beaam wat ons sing, sodat ons self dit ook kan onthou en wat ons gesing het, dat dit nie sommer net 'n echo wees
van woorde op papier nie, maar dat dit ook uit ons harte sal kom. Vers 1, 4 en 6. Ek lees dat Stefan Joubert sê in 'n boekie dat 'n oom hom eendag aangevat het omdat hy nie elke liewe Sondag die 10 gebooie lees nie. Toe sê hy vir hom, maar oom ken van kleins af die 10 gebooie. Hoeveel Sondae was oom al in die kerk? Sê vir my, wat staan in die 5de gebod? Die oom weet glad nie. So kan mens dinge hoor en jy kan gewoond raak om dit te hoor sonder om dit te hoor. Nou het ons al baie in die gemeente ook vir mekaar verwys na die opsomming van die wet op verskeie plekke in die Bybel, en ek wonder hier in die begin van koninkrykstyd of u vir my kan sê, hoe word die 10 gebooie opgesom? Moet nou nie so sê oom wees wat nie 'n antwoord het. Nee, daar's 'n paar plekke. Jesus ken ons wat hy gesê het, dat ons God bo alles moet lief hê, ons naaste soos onsself. Matteus 7 vers 12, alles wat jy wil hê iemand anders aan jou moet doen, doen dit by voorbaat aan hulle. Paulus sê, moet aan niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Johannes sê, God se gebod is dat ons in Jesus moet glo en volgens sy gebooie moet lewe. Praat nie eers van 1 Korintiërs 13 waar die liefde so opgebreek word. Galasiërs 5, die vrug van die Gees. Dis als koninkryksriglyne hoe ons in die samelewing en hier onder mekaar moet lewe. En die bekendste, resentste een wat ek by aanklank vind, is van Walk Through the Bible Farm, Chip Ingram, wat sê, love is to give to someone what they need the most, even when they deserve it the least and at great personal cost. Gaan lees Filippense, dis wat Jesus vir ons gedoen het. Hoe reageer ons daarop?
Dink bietjie, hoe lyk jou roeping? Om in hierdie spoor, met hierdie styl te lewe? Terwyl ons so sit, al denkende aan hoe ons roeping uitleef, kom ons sing vers 4 en 5 van lied 238. Geliefdes, Jeremia gaan vandag vir ons vertel van sy roeping tot profeet van die Here en die verloop daarvan. Jeremia 1. Voor ons dit saam lees, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons Psalm 8 kon sing. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam op die ganse aarde. Die verloop en die getrouheid van die natuur se rustyd in winter en die lenteblomme wys en verheerlik U naam. Mag dit wees dat ook die tye van winter en herfs, lente en somer, U ook in ons elkeen se lewe verheerlik. Want U ag ons so kosbaar, dat ons 'n bietjie minder as hemelse wesens geskape is. En die Bybel sê dit, omdat ons vir ons aardse lewe 'n liggaamlike lewe het, maar dankie dat ons ook 'n geestelike lewe het wat met U in kontak is. Dat U ook ons gedagtes vernuwe, waaruit ons gees kan put om van harte kennis op te doen en dit dan uit te leef. Dankie vir die herinnering aan Jesus se liefde vir ons. As hy ons dan so lief gehad het, behoort ons ook wat hom navolg, te wys hoe liefde lyk. Help ons ook met die uitlewing daarvan. Ook daar in ons binnekamer, as ons 1 tot 1 met U verkeer, dat ons ook hulle wat buite daardie binnekamer is, in ons gebed sal onthou en sal intree by U troon. Ja, daar in ons binnekamer kan ons grense oorsteek tot in die verste lande, want ook daar is U koning, soos ons nou gesing het. Deur U Gees vra ons, dat U altyd ons sal hou by die onthou van U.
Ons vra dit uit genade alleen. Amen. Jeremia 1, die woorde van Jeremia, seun van Hilkia, uit die priestergeslag van Anatoot, in die gebied van Benjamin. Die woord van die Here het tot hom gekom, in die dae van Josua, seun van Ammon, die koning van Juda, in die 13de jaar van sy regering, en ook in die dae van Jojakim, seun van Josua, die koning van Juda, tot aan die einde van die 11de regeringsjaar van die koning Sedekia, seun van Josua, die koning van Juda, tot met die wegvoering van Jerusalem in die 5de maand. Met ander woorde, die ballingskap. Kort voor die ballingskap tree Jeremia op en dan gaan dit so tot in die ballingskaptyd. Die woord van die Here het tot my gekom. Nog voordat ek jou gevorm het in die baarmoeder, het ek jou geken. Nog voordat jy uitgegaan het uit die moederskoot, het ek jou geheilig. As profeet vir die nasies het ek jou bestem. Daarop het ek gesê, ag my Heer, die Here, kyk, ek weet nie hoe om te praat nie, want ek is nog 'n kind. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is nog 'n kind nie, want na wie ook al ek jou stuur, moet jy gaan, en wat ook al ek jou beveel, moet jy sê. Jy moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou om jou te red, is die uitspraak van die Here. Die Here het toe sy hand uitgesteek en my mond aangeraak. Die Here het vir my gesê, kyk, ek lê my woorde in jou mond. Let op, ek stel jou vandag aan oor nasies en koninkryke om uit te ruk en af te breek, om ten gronde te laat gaan en plat te slaan, om te bou en te plant. Ons lees tot daar. Geliefdes, hier in 2025, my naam is Jeremia, my roeping is my krag wat my staande hou, al moet ek 'n moeilike boodskap aflewer. Ek kom uit 'n priesterfamilie, as nasaad van priesters, in my voorgeslagte sal julle Eli opmerk. Anatoot is maar 'n klein dorpie naby Jerusalem. Daar is nie regtig, omdat ek in 'n priesterfamilie groot geword het, 'n tyd waar ek die Here nie geken en bewus was van hom nie. Jy sien, my pa Hilkia was 'n priester. En ek was sommer nog 'n tiener, 13, 14 jaar oud. Toe die woord van die Here, as dit reg vertaal word, in my gebeur het. Ek hoor van die Here, dat hy my geken het, selfs nog voor ek gebore was. En nou kry ek hierdie roeping van hom. Hierdie roeping het my lewe lank lewendig gehou. Dis hoekom ek my roepingsverhaal sommer laat opteken het in die begin van hierdie boek, deur Baruch, wat baie van die skryfwerk gedoen het. Ek glo elkeen van julle hier vanoggend, al is dit eeue later, kan ook terugdink aan 'n roeping. Hoe vars en hoe helder is daardie tyd, toe die woord van die Here iewers binne in jou gebeur het. Dit is die feit dat dit die Here was wat my geroep het, wat my laat aanhou het. Dit is 'n geweldige roeping om in die volk op te tree, maar ook 'n profeet vir die nasies te wees. En weet julle wat dit beteken?
Dit beteken ek moet die wêreldgebeure bestudeer en dit in verband met God bring vir die mense vir wie ek moet preek. Maar andersins moes ek ook na die Here kyk en die mense vir wie ek preek voor hom bring. Ek het die voorreg gehad om regtig groot draaipunte in die geskiedenis te kan beleef. Draaipunte wat 'n politieke ontwenteling insluit, wat in 1994 by julle gebeur het, is maar klein in wat daardie tyd gebeur het. Julle moet onthou, ek word geroep as profeet in die laaste jare van die ryk van Juda. Dit was tye toe alles verander het. Die sekuriteite van die volk was daarmee heen. Daar was 'n verskriklike verlies aan beheer en posisie. Julle moet verstaan, ons het ons land verloor, en ek praat nou as 'n mede-Israeliet, buiten ook as profeet. Die land wat aan ons voorvader Abraham beloof is daarmee heen. Ons is nou maar doodgewoon 'n provinsie in 'n heidense koninkryk, die Babiloniese ryk. Die konings wat moes voorloop, daar's nie 'n koningshuis meer nie. Politieke beheer het ons glad nie. En dan gebeur dit ook dat die tempel verwoes is. Die simbool van God se teenwoordigheid by ons was daarmee heen. Jerusalem op Sionsberg is verwoes. Die nasionale godsdiens het in duie gestort. Sekerhede is weg. En wat maak onsekerhede? Dit maak baie keer, en julle sal dit kan erken, dat mense verdeeld raak onder mekaar. Een volk van die Here met die naam Juda en 'n klomp vertroues en sekuriteite is skielik weg en mense begin stry onder mekaar. Daar was die nasionaliste, en ek praat nou nie van julle geskiedenis se nasionaliste nie. Die mense wat sê Juda sal oorleef, ons kultuur is belangrik. Dan was daar die pro-Babyloniese groep wat sê dis maar goed. Ons sal inval by die reëlings en die bestuur van die nuwe koning. Maar daar was 'n ander moontlikheid, daar was 'n ander opkomende moontlikheid, die Egipte, en 'n ander groep wat sê, hoorie, ons moet ons kaarte so speel dat ons daar 'n bietjie vir Egipte ook baie sê nou maar net, hulle oorheers die Babiloniërs wat ons nou so onderdruk. Party het begin bly glo in Jahwe, God, die Here, soos hy hom aan die volk geopenbaar het in die geskiedenis. Maar ander het 'n sinkretisme, 'n vermenging van godsdiens begin beoefen, wat Jahwe gelykgestel het aan die Babiloniese god Marduk. En die feit dat die Babiloniërs Juda oorwin het, sê dat Marduk sterker is as Jahwe, die God van die verbond. So was daar onderlinge stryd. Natuurlik, toe die roeping van die Here na my toe kom, as 'n jong seun, het ek teruggeduins. Ek het verskonings gesoek om in sulke tye die woord van die Here te verkondig en dan nog boonop af te breek en op te bou. En dit ook teenoor heidene nasies, buite net teenoor Juda. Ek kan nie goed praat nie, Here. Ek is nog te jonk, Here. Dit was my verskonings. Maar die Here het ten spyte van dit sy woord steeds in my laat gebeur. En soos julle gelees het vanoggend, so word ek geroep
om profeet vir die nasies te wees, om af te breek en uit te roei, om op te bou en te vestig. En daar gebeur my lewe. Ek kan die tweede punt opvoer. Ek verkondig die woord. Ek kry 'n beroep Jerusalem toe. Jerusalem, die stad van Dawid, die stad van God, die ewige stad, die geloofsentrum, die stadkundige hoofstad, die kultuursentrum en in daai tyd ook 'n belangrike handelsentrum, die plek om te wees in my tyd. En ek preek. Ek vertel vir die mense van God in hulle lewe en wat hy in hulle geskiedenis gedoen het. Ek vertel hulle van die uittog uit Egipte, die sluiting van 'n kontrak, die verbond by die berg Sinai, hoe God gesorg het ten spyte van baie afvalligheid. Ek verstel hulle ook, en dit was nie vir hulle lekker om te hoor nie, van hulle styl van lewe wat nie pas by mense wat so geskiedenis het van God se genadige ingrype nie. Ek het nie gehuiwer om sonder aansiens des persoons, het sy priester, regeerder of profeet, aan te vat in my preke nie. Ek lê klem op die belangrikheid van gehoorsaamheid as respons op God se genade. Ek gebruik sterk beelde dat Israel is soos 'n bronstige kameelkoei wat agter allerhande ander bulle aanloop en ontrou teenoor die Here is. In 'n ander preek, julle sal dit lees in Jeremia 7, die sogenaamde tempelpreek wat Baruch opgeteken het. Daar sommer by die poort van die tempel vertel ek die volk van hulle valse vertroue. Jy sien, hulle het 'n Sionsteologie. Die blote feit dat daar 'n berg, 'n heuweltjie in ons land staan, 'n stad daarop gebou is, het in die stad 'n tempel staan waar God gesê het hy teenwoordig is. Ag, wat die feit dat daar 'n tempel staan, kom ek gebruik die voorbeeld resent. Solank as daar 'n kerk staan as 'n simbool, dan is ons alright. Dit maak nie saak waar ons hart is nie. Jesaja, my voorganger, het 'n belangrike punte gemaak oor God se teenwoordigheid in die volk en het belangrike punt gemaak oor die belang om God se teenwoordigheid te ervaar juis deur die tempel en die berg Sion. Die Here is by ons. Hy woon in daai tempel. Daarom gaan dit goed met ons. Maar jy sien, die gevaar is van hierdie klem, as dit te goed gaan, is daar nie meer plek vir waarskuwing nie. Dan raak ons doof vir bekende genadewoorde wat jaar na jaar en seisoen vir seisoen oor ons pad kom. Jy sien, die groot probleem wat ek by die Here gehoor het en wat ek uitgewys het vir die volk, dat die verbondsmense, die mense aan wie God hom verbind het, hulle verbintenis met mekaar begin verloor het as geloofsgenote. Daarom het hulle egosentries begin leef, al was hulle deel van een volk, die Here se volk. Jy sien, dit kan gebeur dat 'n goeie teologie ook 'n gevaarlike teologie word, as mens dinge net eensydig beklemtoon. Om teen politieke menings of populêre menings te preek, is nie altyd maklik nie. Om ongewilde boodskappe te bring, is nie lekker nie. Julle weet mos, wie hou daarvan as sonde uitgewys word? En daarom moes ek self in my eie lewe leer, die belangrike beginsel, verkondig op grond van jou roeping wat jy moet, maar leef ook met integriteit. Leef ook met integriteit. Ek dink die gevaar lê ook vandag vir julle en loer.
As jy dink net om aan 'n sekere volk of 'n sekere kerk te behoort, maak sommer outomaties jou verhouding met die Here reg. Het julle nie so bietjie in die julle harte gekrap saam met die Here hier in Pinkstertyd nie? My prediking, kan julle weet, het my nie gewild gemaak nie. Daar het 'n stuk verwydering tussen my en die geestelike leiers gekom. Tussen my en die volk selfs. Ek het selfs begin stamp aan die koningshuis. En kom ek sê, die krisistye het my so intens geraak, want ek is ook maar net mens. As jy mooi gaan lees, het Baruch dit aangeteken in hoofstuk 20. Dat ek so moedeloos geword het weens 'n hardkoppige volk, dat ek gewens het die fetus is in my moederskoot vernietig. Die Here se roeping was so swaar, ek het gewens ek was nie die man wat dit moes dra nie. Jy sien, dis wat gebeur as sosiale druk erg word, dan begin jy jou roeping van bo vergeet, of so 'n bietjie aanpas, of heeltemal bære. Daarom moet jy ook dalk vandag weer kyk. Waar het die Here met jou begin? Wat was jou ouderdom? Waartoe is jy geroep en waartoe word jy gestuur? Dalk is dit 'n nuwe roeping vir vanoggend. My kritiek teen die populêre teologie van daai tyd het my tog ook weer nuut laat kyk van waar ek vandaan kom. Die teologie waar ek vandaan kom, was 'n teologie waarin God en sy volk verbind was in 'n verhouding van liefde. En mense aan mekaar verbind was. Mense wat verbind was aan God, kan nie geloofsgenote uitbuit nie. Daarom is daar soveel voorskrifte hoe mooi geloofsgenote na mekaar moet kyk. Soveel so het ek gaan ontdek daar uit die Deuteronomiumse voorskrifte dat die Israeliet moet sorg dra selfs vir die verdwaalde bees of skaap van jou mede-Israeliet. Jy skiet sommer nie net 'n trekbok van jou buurman wat oor die draad geklim het nie. Jy probeer hom terugvat, om maar net 'n voorbeeld te gebruik. Jy moet sensitief wees vir die regte van die vreemdeling, 'n weeskind en 'n weduwee, die koue mense van die winter. Daarom het ek begin praat van 'n nuwe kontrak, 'n nuwe tyd, wat die Here gaan laat aanbreek. Daarom het ek begin praat oor 'n omgee teologie, wat verdraai is deur 'n volksteologie. 'n Teologie waarin geloof uitdrukking vind in jou verhouding met mense. Want hoeveel keer hoor mens nie, en ek dink julle is herinner vanoggend daaraan, dat liefde tot God sigbaar word in jou liefde en omgee vir jou naaste. Jou liefde en omgee vir jou naaste is 'n uitdrukking aan jou loyaliteit en liefde aan God as Here. Het julle nie dalk vanoggend ook 'n bietjie 'n dosis nodig van hierdie omgee teologie nie? Julle wat so bevoorreg is om 'n Nuwe Testament ook by te hê, waarin vertel word van 'n getroue Vader wat sy eniggebore weggegee het weens sy brandende liefde. Julle leef in 'n moeilike tyd. Dis digitale media en hoë mure weens julle eie sekuriteit waarvoor julle sorg en julle ag verhoudinge nie meer belangrik nie. Werklike omgee vir mekaar.
Waarom is daar juis in hierdie moderne tyd soveel mense wat in eensaamheid sit? Die siekte van die moderne tyd. Terwyl daar sulke goeie kommunikasiemiddele is. Die taal van verbond, die woord verbond, beteken verbondenheid aan God en aan mekaar. Verhoudings behoort die wagwoord te wees vir mense wat in ambivalente tye lewe. Soos wat ek vernuwend in my tyd moes dink om hoop te gee en rigting te gee en op te bou, moet julle ook dalk weer gaan besin. Hoe ernstig is ek in my verhouding met die Here? Is ons kerk verbind aan die God en Vader van ons Here Jesus Christus? Opsommend, as ek so terugkyk oor my lewe, met al die gladde pad en die opdraandes, wil ek tog vir jou vanoggend vra, gaan stof bietjie jou roeping af. Gaan dink weer aan daardie eerste tree, wat jy saam met die Here gegee het. Brand daai vlammetjie nog. Word dit ook in jou verhoudinge sigbaar, dat jou verbintenis met God tot 'n verbondenheid met ander lei. En gaan kyk maar in al jou verhoudinge, want die lewe is veelkantig, daar's intiemer en bietjie wyeer verhoudinge en wyeer. Maar die liefde wat by jou ontspring, behoort deur elke verhouding aktief te wees tot by die verste grens waar dit jou vyand insluit. Die woord van die Here het in my gebeur. Dit gebeur ook vandag nog in jou. Dalk. Nou. Amen. Here ons God, U is Jahwe, ek is wat ek is van die Ou Testament. U is vandag nog God en Vader van U kerk. Baie dankie vir die roeping wat U vir ons gehad het, waaraan ons vanoggend nou terugdink. En ons vra onsself, omdat U Gees in ons werk, hoe lyk my roeping nou? Waarom het dit dalk getaan? Waar het ek my roeping gaan vermeng met ander vertrouetjies op nuttelose dinge en materiële dinge? Here, hoe oud ek ook al vandag is, roep my maar weer, moet my nie uitlos nie. In U roeping vir my, word my lewe sinvol. Amen. Ons kan die Here dien met ons offergawes. Ons slotsang is lied 214. 214.
Geliefdes, ons het begin met 'n lofsang, ons gaan afsluit met 'n lofsang. By al die roepingsverhale wat diep onder die stof lê, bly God getrou. En daarom sluit ons ook af met 'n lied wat hom loof, omdat hy getrou is. Al 3 verse. Geliefdes, mag die Here se woord ook in ons gebeur. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons hemelse Vader en die troos van die Gees is en bly met elkeen.